Gou vir ons oorgaan. Goeiemôre almal, as ek iemand gemis het. Ons bid net so saam. Ek wil hê ons met ons gebede in oom Tommy Kraus hou. Hy is oorlede gister. Laat ons gebede uitgaan vir vertroosting vir sy familie en geliefdes. Sy het ons so Hemelse Vader. Sê vir U dankie vir die beskermde hand deur die aand. En ons sê dankie vir 'n nuwe dag. Laat ons weer ons lewe kan hernuwe elke dag met U. Here, dankie vir alles wat U vir ons doen. Dak oor die kop, kos op die tafel en al die seëninge, die goedheid en die guns wat U vir ons gee. Ons bid dit so alles uit die naam van Jesus. Amen. Amen. Het iemand met 'n getuienis lewer hier vanmôre of ons iets wil vertel? Goeiemôre almal. Ken my mos as Nicoline. Ek wil net vir julle sê, my meisiekind is swanger. En verlede week het die kind vir amper 4 dae hartkloppings gehad of niks movement gehad. En toe die dokter verklaar dat die kind gaan verwyder word want die kind is dood in haar maag in. En so het sy gehuil en elke keer vir my gebel. En dankie aan Adele het sy vir my huis toe gestuur. Die donderdag. En met die toe het by die hospitaal kom met ons saam gesit en huil en die dokter het vir my gesê gee hele tyd want hy was amper klaar besig om die kind te verwyder. En toe kom ek nie daar en toe sê hy vir my gee vir my tyd saam met my dokter ek kan daar meer. En so praat ek met haar en ons sit en huil saam en met die val ek toe net in 'n gebed in en ek bid toe, so kom haar skoonma ook, want sy was op pad van Stenton af, ek het daar al die vorige 2 dae gelaat weet dat die kind die beweeg en so die kind verloor, ons lyk mens gaan die kind verloor. En so kom val sy toe ook in die gebed en ons bid en met die skree sy vir my, mami, maar ek vat aan die kop toe, ek bid. En so trek sy vir my, ek vra, wat is dit, ek is besig om te bid, mami, die kind beweeg, sy vir my. En met die kom ek nie geglo dat ek bid so, maar ek voel niks. Sy is net van ek hou my hande op haar mag, maar ek bid, ek voel niks. Sy sê met die kind beweeg. Dit sit ek my hande op haar mag en ek voel ook die beweging en ek hardloop toe uit. Ek gaan soek 'n suster, maar ek huil so van blydskap. Ek kon nie eens die suster vertel het wat gebeur. Ek kon haar net nader getrek het en gesê, suster, kom asseblief, kom. En toe kom sy. En sy daar kom en sy suster, this baby is alive and it's moving. En sy sit toe die hartmasjien op en die monitormasjien en sy sê regtig dit as die kind beweeg en die kind lewe en sy hardloop na die dokter toe, sy skree die dokter. En die dokter kom, stoot hulle haar so na toe en die dokter sê, this baby is alive. This is a miracle. Ek kon net dankie vir die Here sê. Ek kon nie glo nie, want hulle moes die kind verwyder en sy was klaar dood gewees. Soos hulle gesê, die dokter sê vir my, this child was dead. Ek sê, doctor, in God's eyes, nothing is impossible, because in my heart I had that hope when she told me this baby is going to be removed. Ek kon het net nie geglo dit wat daar gebeur het. Sy is nou so opgewonde, hulle hou haar by die hospitaal, want sy kan normaal geboorte gee in die tyd en maar hulle wil haar nie huis toe stuur, maar elke keer as sy bel of as ek daar kom, is sy excited, ek kan nie genoeg vir die Here dankie sê nie. En ek wil net dankie sê vir almal se gebede wat my opgedra het en gebede. God sê sal julle ryklik seën. Ek sê nou, amen. Amen. Dankie, prys die Here. Amen. Jesus. Môre almal. So goed om te hoor ons Here lewe. Baie mooi getuienis. Ons tema vandag, gelesing van die 10 melaatses. Ons gaan vandag 'n bietjie dieper kyk na die verhaal. Kom ons kyk wat kan ons leer uit hierdie verhaal. Ek gaan vir ons die verhaal lees, soos wat vir ons opgeteken staan in Lukas 17 en ek lees vanaf vers 11. En op sy reis na Jerusalem het hy deur Samaria en Galilea gegaan. En toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne hom tegemoet wat op 'n afstand bly staan.
En hulle het hulle stem verhewe en gesê, Jesus, Meester, wees ons barmhartig. En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan toon julle self aan die priesters, en terwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God verheerlik met 'n groot stem. En hy het op sy gesig neergeval by sy voete en hom gedank. En hy was 'n Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê, het die 10 nie rein geword nie? Waar is die 9? Was daar niemand onder hulle te finde wat omgedraai het om God te verheerlik behalwe hierdie vreemdeling nie? En hy sê vir hom, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Amen. Tot sover. Amen. Terwyl Jesus op pad was Jerusalem toe, het hy deur stede en dorpe gegaan en oral die mense geleer. Dit sien ons hier in Lukas 13 vers 22. Nou kan ons sien, Jesus was al langs die grens van Samaria en Galilea af. Dorp vir dorp en stad vir stad het hy gegaan om die woord te verkondig en die mense te leer. Dit net so in die agtergrond, Jesus is nou op pad na hierdie dorp toe, né? Die verhaal begin waar die 10 melaatses buite die dorp gewag het. Nou, melaatsheid, leprose, is 'n baie aansteeklike siekte wat deur bakterieë veroorsaak word, wat die senuwee en die slijmvliese van die boonste ligweg aanval, wat dan velletsels en sere veroorsaak. Goed, nou, as gevolg van die siekte toestand, word jy dan uit die gemeenskap verwerp, want jy word beskou as onrein. Ons kyk wat sê Levitikus 13 vers 15. Wanneer die priester by 'n ondersoek 'n rouseer ontdek, moet hy die persoon onrein verklaar. 'n Velsiekte waardeur die persoon onrein gemaak word. So dit is nou waar hierdie 10 uitgeworpenes hulle bevind, hierdie melaatses. Hulle is nou buitekant hierdie stadsmuur, want hulle is uitgeworpe en Jesus is op pad. Nou die 10 melaatses het hulle self geposisioneer buite die stad, want die woord moes versprei het. Hulle het geweet Jesus kom. So hulle het op so 'n strategiese punt gewag dat dit vir Jesus onmoontlik sou wees om hulle te kon vermy. Nou ons kan net aanneem dat Jesus na sy lang reis hierdie dag, en ons ken die klimaat daar in die verre ooste, dis meestal woestyn, dis baie warm, hy moes moeg en hy moes uitgeput gewees het. En na hierdie lang dagreis kom hy daar aan, maar niks het Jesus nog steeds verhoed om met liefde tot aksie oor te gaan nie. Die 10 melaatses het ook vir Jesus tegemoet gekom, maar hulle het tog 'n behoorlike afstand gehou, want natuurlik het hulle geweet dis Jesus, en uit respek uit, en ook omdat hulle bang was, want die siekte is aansteeklik, het hulle dan daai afstand het hulle gehou. Maar hulle het vir Jesus herken. Dis het hulle nie gebedel nie. En hulle het ook nie gekom om met Jesus te onderhandel nie, of om met hom 'n pleidooi te kom lewer nie, dat hy hulle moet genees van hierdie melaatsheid nie. Nee, hulle het gekom om te pleit vir Jesus se barmhartigheid, en dat hy barmhartig teenoor hulle sal wees. Wat ons hier sien, is dat sonder uitsondering, elkeen van hierdie melaatses hulle geloof geopenbaar het. En Jesus kom toe en hy toets hierdie geloof. Want hy sê vir hulle, gaan wys julle self, gaan toon julle self aan die priesters. Nou wat sê Levitikus 13 vers 17 vir ons? Hoekom het hulle gaan toon? Die priesters moet dit ondersoek. As die seerplek inderdaad 'n wit roof gevorm het, moet die priester die persoon rein verklaar. Al hierdie 10 melaatses het gegaan, soos wat ons sien in Lukas 17 vers 14. En terwyl hulle weggaan,
het hulle rein geword. Nou geliefdes, wat 'n pragtige voorbeeld van geloof in aksie is hierdie nie. Hier word geloof vir ons gedemonstreer deur gehoorsaamheid. Amen. Slegs een van die 10 melaatses het teruggekom om vir Jesus dankie te sê vir hierdie geskenk wat hy ontvang het, vir hierdie genesing van sy siekte. Maar dit is nou verbasend dat dit weer eens 'n Samaritaan was. Onthou julle die gelykenis van die barmhartige Samaritaan? Ek dink ons kan beslis ietsie leer by hierdie Samaritane of hoe. Eerste Samaritaan wat 'n Jood in nood gehelp het, waar hy aangerand was en beseer was en wat hy gehelp het. Nou 'n Samaritaan wat kom dankie sê vir 'n Jood. Dis ongehoord. Want soos ons weet in daardie tyd, Samaritane en Jode het nie om dieselfde vuur gesit nie. En dan het ons hier ook nou nog te maak met 'n melaatse Samaritaan onder die Jode. Dit is nou letterlik uitgeworpene onder die uitgeworpenes wat vir Jesus kom dankie sê het en hom geloof en geprys het. Lukas 17 vers 19 sê Jesus vir hom: staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Nou deur die optrede van hierdie Samaritaan het hy nog 'n groter geskenk ontvang. Hy was nie net genees van sy melaasheid nie. Nee, hy was ook verlos van sy sondes. Wat ons nog kan leer uit hierdie verhaal, is dat fisiese genesing 'n groot seëning is. Maar nog steeds lei dit na die dood. Aan die ander kant, die seëning van die ewige lewe, dit is vir ewig. Geliefdes, dit is vir ewig en ewig en ewig. Maar kan ons hier ook sien hoe ryk is Jesus aan sy voorsiening? Is daar 10 melaatses? Nou dan genees ek sommer al 10 melaatses. Kom ons agter hoe arm ons as mens is om terug te gee na wat ons ontvang het. Ja. Uit 10 melaatses uit draai net een om vir Jesus te sê dankie en om te loof en te prys. Maar kom ons gaan nog 'n bietjie verder. Toe Jesus die melaatses gevra het om hulle aan die priesters te gaan wys, toe was hulle nog melaats. Hulle was nog onrein. Hoe merkwaardig is dit nie? Merkwaardig. Dit was nou werklik om in geloof uit te gaan. Of soos ons in Engels sê, to step out in faith. Or to take a leap of faith. Dit is nou letterlik om die nuwe mens aan te trek, terwyl jy nog soos die ou mens lyk. Nou dit is presies wat Jesus wil hê ons as sy volgelinge, ons moet dit doen. Ons moet ontslae raak van die ou mens, met ander woorde. Ons moet ons korrupte en ons begeerlikhede, en die lys kan aangaan, in kort, ons moet al ons sondes laat staan. Ons het 'n opdrag. En wat is ons opdrag? En daardie opdrag kry ons in Efesiërs 4 vanaf vers 22. Wat sê: hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou, sondige mens in julle, wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. So met ander woorde, ons moet die ou mens laat staan en die nuwe mens wat in geregtigheid lewe aankleef, sodat ons volgens die wil van God kan lewe en sodat ons hom gehoorsaam kan wees. Onthou julle,
Gehoorsaamheid demonstreer ons geloof. Net soos die Here die malaatses geseën het wat in geloof uitgestap het as die nuwe mens, maar nog steeds gevoel het soos die ou mens, so ook sal die Here ons geloof seën as ons gehoorsaam is. Jesus het die 9 gemis wat nie teruggekeer het om hom dankie te sê nie. Onthou, hy het gesê, waar is die 10? Waar is die 9? Wat hy gemis het, wat nie teruggekom het nie. Ja. Nou net so sal Jesus ook vir ons mis en sal hy ag slaan daarop as ons 'n gebrek aan dankbaarheid openbaar. Ons weet die malaatse Samaritaan wat teruggekeer het, hy het 'n ekstra genesing ontvang want hy was verlos van sy sondes. So ons kyk na Lukas 17 vers 19 waar Jesus gesê het, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Kan Jesus dalk ook moontlik bedoel het dat God se werk in die Samaritaanse hart voltooi was. Maar die 9 se liggame was wel genees, maar hulle harte was nog siek. So wat opvallend is in hierdie verhaal ook is, dat Jesus verkies om deur ons geloof te werk. Goed, en ek wil nou afsluit. Na aanleiding nou van hierdie verhaal wat ons geleer het. Kom ons toets onsself 'n bietjie. Kom ons doen so 'n bietjie introspeksie. En ons kyk, is ons besig om met die Here te onderhandel? Of bedel ons? Demonstreer ons geloof deur ons gehoorsaamheid? Doen ons? Ewenaar ons liefde ten minste dit waarvoor ons vergewe is. Word die goeie werke wat ons doen bepaal deur ons gemoedstoestand. Dis opgeruim vandag. Kom ek doen iets goeds. Dis 'n mooi dag. Kom ek gaan bless iemand. Word ons goeie werke vrywillig gedoen of doen ons dit teesinnig teen ons wil? Ag ja, as ek maar vandag my ou Kersvader pakkie aantrek en kom ek kyk wie kan ek nou mag gaan help. Hoe lyk ieder en elkeen van ons se geloof? Geliefdes, waar staan ek en jy in ons geloof? Is ons genees en verlos van ons sondes? Of is ons soos die 9 maar net genees? Kom ons toets onsself gedurig, sodat die Here ons nie hoef te toets nie. Amen. Kom ons sluit af. Hemelvader, baie dankie vir hierdie dag. Baie dankie vir ieder en elkeen van ons wat op U kan vertrou en op U kan staan. Vader, ieder en elkeen van ons het probleme. Ons het dingetjies wat ons pla. Vader, maar ons vertrou en glo in die Heilige Gees, dat die Heilige Gees ons sal lei en ons sal help. En in hierdie week wat voorlê ook, Vader, laat die Heilige Gees die naprediker sal wees van U woord. Laat die Heilige Gees ons sal lei deur hierdie week. Ons sal help om in geloof te kan lewe en U wil te kan volg. En dat ons gehoorsaam sal wees aan U woord. Ons dankie daarvoor en ons vra dit in Jesus naam. Amen. Amen.